Dankie. Ons tema vanmôre is wanneer gewoontes geestelike kettinge word. En as ons vanmôre hierdie lied met empatie gesing het, is ek seker, is elke ketting reeds gebreek in die naam van Jesus, want daar is krag in die wonderlike naam van Jesus Christus. Lees saam met my Jesaja 58 vers 6, en die woord sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk, en vry laat weggaan die verdruktes, en elke juk stukkend breek. Nou, as jy kan onthou, daar is 'n verhaal, dis vir my so amazing. Daar is 'n verhaal waar Jesus saam met sy disippels in 'n skei op 'n eiland gekom het, op 'n grafplaas waar hulle besetene vir jare vasgebind het. En die woord sê hy was met kettinge selfs vasgemaak, omdat hy demonies beset was. En die mooiste van dit alles is, die woord sê toe Jesus uit die skei uitklim, sonder om 'n woord te sê, het hierdie besetene voor hom geval en gesê, Jesus, seun van God, wat het ons met U te doen? My, laat die demone erkenning gee, dat hy die seun van God is. En die kettinge het net so van hom al weggeval. Want Jesus het hom bestraf. Die Here het vir hom gesê, jy is vrygemaak. Daarom kan ons vanmôre sê, there is power in the name of Jesus. Halleluja. Nou kerk, kom ons kyk bietjie vanmôre na hierdie gewoontes, waarmee ons as mens so sukkel. En voordat u nou sê, ek sukkel nie met dit nie, wag maar eers tot na die diens, dan praat ons weer. Die gevaarlikste plek waar kinders van die Here hulle self kan bevind, is om uit gewoonte dinge te doen wat volgens hulle mening geen negatiewe impak op hulle verhouding met God. Nommer 1, onthou ons praat altyd. Die verhouding met God is die heel belangrikste. As jy dink die verhouding met jou ou vroukie wat so oulik is die belangrikste, dink weer. God is die belangrikste. Ons moet onthou, daar's 'n orde. Daar's 'n orde. Dis eerste God, dan is dit die man, dan is dit die vrou, dan is dit die kinders. Nie andersom. As jy nou 'n moeilikheid het in jou huis, draai daai orde om. Glo vir my. Draai hom om. Dan sal jy sien. Die huweliksmaats, verloofdes, vriende en selfs familie. Daar's 'n impak op verhoudings as ons dinge in gewoonte begin. Ons het 'n meisie wat ook kom luister na die diens vanmôre. Oor hoe loop by die agterdeur vanmôre. Of hy's op pad nader of hy's op pad uit, een van die twee. Jy raak so gewoond aan die dinge wat jy daagliks doen, dat dit later 'n instelling begin word in jou daaglikse roetine. Ons almal het al gehoor dat mense praat van die mag van gewoonte. Jy al gehoor, kan jy onthou? Wat is die mag van gewoonte, as ek 'n voorbeeld kan gebruik? Ja, ons almal is skuldig daaraan. As jy 'n gesprek met jou vroukie oor die foon het, nou ek hoop jy doen dit. En net so voor jy kom by sê, I love you, bye. Bedoel jy dit? Nee, bedoel dit nie. Nie vir my sê bedoel dit nie, want dit is 'n mag van gewoonte. Ek is gewoond daaraan om vir haar te sê, I love you, bye. Dit het geen betekenis. Want dit is 'n gewoonte. Jy bedoel dit nie regtig nie, jy sê dit maar net. Ek wil vir jy sê, kerk, ons moet begin besef, dat die vyand homself nie ontbloot, wanneer hy besig is met sy plan. Ons moet besef vanmôre, die vyand sal nooit in sy gedaante aan jou verskyn. Want dan gaan jy weet wie hy is. Jy gaan weet dat dit hy is. Hy gebruik mense en dinge om jou beet te kry. Dit is waarvoor ons bitter versigtig moet wees. Die
Die feit bly staan, dat Satan die mens ken, solank as wat hy bestaan. Met ander woorde, die vyand weet presies hoe, waar en wanneer, wat hy in jou rigting moet stuur, dat jy dit aangryp, sonder om 2 keer te dink daaroor. Ons raak so vasgevang in ons daaglikse routine, dat ons niks snaaks agterkom nie. Jy besef nie eers dat die vyand besig is om jou te beroof van jou vrede, jou vreugde, jou gesonde verhouding wat jy eens gehad het met jou man of jou vrou en jou kinders. En die gevaar daarvan is dit dit alles so stelselmatig begin verdwyn, dat jy dit nie eens agterkom. Kom ons wees eerlik vanmôre. Vir ons as gelowiges wat God dien en gehoorsaam is aan die Here, weet ons vanmôre dat God het Adam en Eva geskaap. Adam en Eve, nie Adam en Steve nie. So, in die begin was dit vir ons verskriklik om te sien dat 2 manne in die mall loop en handjies vashou. Maar nou is dit al so gewoonte. Jy loop verby dit sonder om enigstens aandag te gee. Waar daar 2 vrouens loop en hande vashou en soen. En hulle is verskriklik lief vir mekaar. Want die Here het hulle blykbaar by mekaar gesoen. So sê hy. Maar jy raak so gewoond aan hierdie goed, dat jy nie meer plan. Is dit nie wat die vyand wil hê? Ja. Selfs met hierdie transgender gemors. Ek hoor daar's, hoeveel genders is daar? 138 of wat? Hoeveel is dat? Hoeveel? 70. Waar is dat? My goodness. Ek weet net van 2. Dis 'n man en 'n vrou. Ek weet nie van die ander. Maar in elk geval, jy kom op 'n plek waar jy so gewoond raak aan hierdie daaglikse routine, dat jy nie besef dat jou gewoontes besig is om geestelike kettinge te word, waarmee jy jouself vasbind. Die probleem is, as ons as gelowiges dink aan geestelike kettinge of geestelike oorlogvoering, dan dink ons heel eerste aan Satan en sy demone. Ons dink aan die ergste dinge. Ons dink aan Satan sal seks voor die huwelik voor jou gooi. Hy sal maak dat jy korrup wees. Hy sal maak dat jy steel, moord pleeg. Ons dink aan al die groot dinge wat met jou gaan gebeur as jy jou oor uitleen vir die vyand. Maar ek het nuus vir u. Die vyand weet presies waar om sy web te stel. Ons is so geneig om te dink aan al hierdie erger dinge, dat ons nie notisie neem van die kleiner goedjies, wat eintlik 'n groter impak op jou lewe het, en jou lewe verwoes, sonder dat jy dit agterkom. Die vyand gebruik 'n baie meer subtiele manier om jou in sy kettinge te bind. Hy maak jou so gewoond aan sekere dinge. Vandag doen jy dit 1 keer, môre dalk 2 keer, 'n week later 3 keer, en voor jy jou kan kry, word dit so gewoonte of routine, dat jy skielik nie daar sonder kan. En ek wil hê jy moet mooi verstaan vanmôre, as ek vanmôre vir u sê, die vyand weet presies wat hy doen, en hy is ontsettend goed in wat hy doen, gee ek aan hom geen eer. Ek expose vanmôre sy identiteit, as iemand wat jou eie mense sal gebruik, om jou ondergang te bereik. Ja, jy het reg gehoor, hy gebruik gewoonlik die mense wat die naaste aan jou is, om jou die seerste te maak. En as ons dink aan die vyand vanmôre, dan dink ons altyd aan die feit dat hy alles in sy vermoë sal doen, om jou te kry, om hom te aanbid. Maar jy is verkeerd. Hy sal eerder tyd spandeer om jou te kry, of te oortuig, om nie vir God te aanbid. Dat het klaar gebeur.
Jy sien, Satan sê jou vertel dat die waarheid relatief is. Jou waarheid, my waarheid, sy waarheid, sodat jy later nie meer weet wat is nou eintlik die waarheid. Al wat hy moet doen, is om in jou oor te fluister. Solank dit jou gelukkig maak, is alles oké. Hy kom en hou jou besig. So besig met allerlei dinge dat jy nie meer tyd het om te bid. Dat jy meer tyd het om die kerkdienste by te woon nie. Hy hou jou so besig dat jy skaars 5 minute het om met God te praat. En skaars 2 woorde met jou geliefdes te spreek. Hierdie subtiele manier van Satan om jou gewoontes en geestelike kettinge te verander, sal nooit ophou. Kom hy en hy plaas jou voor in jou 2 hande. Kom en hy plaas jou voor in jou 2 hande. Soveel so, dat jy nooit meer tyd het om hierdie 2 hande teen mekaar te slaan en te bid tot jou God. Want jou voor is altyd die hande. Sy doel is om huwelike en verhoudings op te breek, omdat hy weet dat dit iets is wat na in God se hart lê. Want 'n man en 'n vrou by mekaar gesit het deur liefde. En ek wil vir u sê vanmôre, die vyand haat alles wat van God afkom. En liefde is iets wat hy nooit sal ervaar. Waarom haat hy dit? Hy breek families op en hy kry dit reg om paas afwesig te maak in hulle huwelike. Hy maak huwelike bitter en maak seker die kinders word verward, dat hulle nie meer weet wat is reg of wat is verkeerd. As hy die huis uit mekaar het kan skeer, kan hy die toekoms uit mekaar het skeer. Kan jy sien hoe subtiel werk die vyand? En ek wil vanmôre die grootste ewel in huwelike en verhoudings uitwys. Dis iets wat elke een van ons het. Dis iets waar elke een van ons die meeste tyd spandeer. En dis jouself. Ek wil vir u sê vanmôre, hierdie is sekerlik die grootste ewel wat ooit in die mens hand gesit is. Dis deur hierdie apparaat waar mans met ander vrouens begin gesels. En vrouens met ander mans. Dis deur hierdie apparaat dat jy gerieflik in die badkamer kan sit en pornografie kyk. Dis deur hierdie apparaat dat jy soveel tyd spandeer dat jy nie by God uitkom. Die grootste ewel wat seker ooit in die lewe vir ons as mens gegee is. Hoekom? Want ons het geen selfbeheersing. Satan gebruik hierdie gewoontes van jou om jou vasgebind te kry in hierdie geestelike kettinge. Hy doen dit so subtiel dat ek en u dit nie agterkom. Met ander woorde, vir my in my hart voel dinge alles oukei, soos dit is. Ek wil vir u sê, kerk, dinge is nie oukei soos wat dit is. Jou voor is 'n gewoonte wat jou huwelik, jou huis en jou familie kan opbreek. Kerk van die Here, hoor my vanmôre. Die vyand weet wat hy doen. Maar hoe doen hy dit? Baie maklik. Met klein verskille en argumente. Met vergelykings en met aanstoot. Om aanstoot te neem beteken om innerlik verontwaardig te begin voel, gekrenk, seer gemaak of kwaad oor iets wat gesê of gedoen is teenoor jou. Het sy dit opsetlik of onopsetlik was. Dit is 'n emosionele reaksie waar iemand voel hulle waardigheid is aangetas. Hulle verwagtinge is geskend, hulle gevoelens is geskaad of hulle beleef 'n onreg of kritiek.
Dit lei dikwels tot afstand tussen mense, misverstande, verhardde harte en 'n verlies aan vrede in verhoudings. Dit lei tot bekende kultuur. In Engels, celebrity culture, as jy die Afrikaans bekend is. Bekende kultuur verwys na 'n samelewingsverskynsel waar bekendes soos akteurs, sangers, sportsterre, beïnvloeders en publieke figure 'n buitengewone hoeveelheid aandag of bewondering en invloed ontvang. Dis 'n kultuur waar mense se waarde, status en sigbaarheid grootliks bepaal word deur media aandag. Sosiale media volgelinge, publieke beeldroep en die indruk wat hulle laat. Kom ons kyk bietjie na die Bybelse perspektief oor hierdie aspek. Die fokus op die verganklike eer teenoor ewige waarde. Die wêreld heg groot waarde aan roem, voorkoms en status. Dis 'n groot probleem vir baie mense. Nou ek wil vir julle sê vanmôre, dat daar nou een ding is wat ek nie meer sukkel nie. Dank die Here daarvoor, dis wat status. Ek onthou, ek was al 'n voorman gewees by 'n groot maatskappy, Barry Roberts Cementation, julle almal behoort om te ken. En ek het nog nooit 'n probleem gehad om in 'n Bosparra te klim. Jy weet wat 'n Bosparra is, dit is 'n Volkswagen Beta. En ek sal nooit vergeet nie, ek koop vir my so ligblauwtjie, hy's net dieselfde kleur as jou rok. Man, ek is chaff met hierdie karretjie, het my R6,000 gekos, is baie geld. En ons werk night shift, ek sal dit in my lewe nooit vergeet. En ons het so 5 uur se kant, moes ons nou ry, 'n skag toe, want die manne begin 6 uur onder grond gaan. Nou ry ek, my broer daar agter Willie, sit saam met my voor, en jy weet ons, daai karretjies het net 2 deure. Maak die voordeur oop, en dan sak jy die sitplek, en klim jy agter. Nou agterin klim nog 3 van ons mense, wat saam met ons night shift gaan werk. Een is 'n swart ou, en die ander 2 is 'n wit man. Ek kan nie die swart man se naam onthou nie, maar dit maak ook nou die saak. Hier gaat ons. Ons is nou op pad van die kamers se kant van rusting. En toe ek op hierdie laaste stretch kom, net so vorentoe by Karoo 3 skag kom, sien ek hier's 'n taxi hier voor, en hy gooi vir my ligte gevaar. Nou op slag is ek nou ongelukkig, hoekom sal die ou nou vir my ligte gooi? Wat gaan aan met hom? En in die meantime, hierdie Bosparra in die brand geslaan, ja. Broer, maar toe ek so terugkyk, toe sien ek net vlamme. Hy het so groot ronde agteruit, die vlamme is al besig om so by die ruit uit te klim. En onmiddellik is ek van die pad af, maar nou die beste van alles is, toe ek van die pad af trek, toe sit hierdie ou hier agter en hy begin die vlamme dood te blaas. Asof hy hierdie vreeslike petrolvlamme kon doodblaas. Maar sy kop sê vir hom, blaas broer, want ek brand dood vandag. En ek stop, maar kyk toe ek stop, toe lyk ek omtrent soos 'n taxi waar jy slange gegooi, almal veel net by die deure. En ek is hier agter en ek maak hierdie Bosparra se wat sy die bonnet oop hier agter, en ek gooi sand, ek leer daarom ek sand gooi. En ek gooi die hele kamerruitertjie vol sand. En daar staan ek met hierdie Bosparra langs die pad. Nou bel ek die vrou. En ek sê, manne, julle nou maar so dat die toonklap ver. Ek gaan nou eers hierdie Bosparra terugsleep huis. Maar weet jy, hoekom ek dit vir jy vertel is, 'n mens moet nooit jou waarde heg aan jou voertuig. Ja, dit is altyd lekker en wonderlik om 'n mooi voertuig te ry. Ek het 'n liefde daarvoor om as ek 'n voertuig koop, om hom stelselmatig mooi te maak, veranderinge op te sit, soos mags op te sit, en allerlei goedjies, sodat jy kan trots behaal. Maar moet nooit 'n statusprobleem ontwikkel. So, ek is nou te goed om in 'n Bosparra te klim. Nou nee, kom maar.
Ek gee nie om waarmee ek ry nie. As jy sê, ek kom haal jy, ons gaan fliek, en jy slaan daar uit, met die oudste ou tjorretjie in die lewe, dan ry ek saam met jou. Ek gaan nie worry daaroor nie. Status, roem. Die wêreld heg groot waarde aan dit. Voorkoms en status. Die Bybel leer ons om God se goedkeuring bo mense se lof te verkies. Markus 8:36 sê vir ons, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen, as sy siel skade? Wat help dit? Die tweede punt is gevaar van afguns en jaloesie. Sosiale media en bekenniskultuur kan jaloesie, ontevredenheid en selfverheerliking kweek. Selfverheerliking beteken om jou eie lewe, prestasies, besittings, voorkoms of sukses te meet teen die lewe van ander. Dikwels beoordeel dat jy minderwaardig, onvoldoende of onvoldaan is, omdat iemand anders dalk beter lyk as jy, beter ryk as jy, meer bereik het as jy, of meer het as jy. Paulus waarsku ons teen hierdie jaloesie en trots in Galasiërs 5:26. Sê hy, laat ons nie word so soekers van uiterlike eer, wat mekaar uitpat en mekaar beny. Ons word geroep om ons eie roeping en gawes te waardeer, sonder om ander te beny. Ons derde punt is die verleiding van oppervlakkige waardes. Bekenniskultuur kan mense lok om oppervlakkige of tydelike dinge na te jaag. Die Bybelse voorbeeld daarvan is Saul, wat meer bekommerd was oor sy beeld as oor sy gehoorsaamheid aan God. En dit kan ons lees in 1 Samuel 15. Daar die roeping om die lig van Christus te wees. Ons kan bekend wees, maar nie vir eie gewin nie, maar om God se werk te weerspieël. Matteus 5:16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, daardeur verheerlik word. Eie prestasies of status moet dien as 'n middel om eerder iemand anders te inspireer. Nie net om jou eie ego te voed. Nou kom ons kyk bietjie na 'n praktiese toepassing hiervan. Meet jou sukses nie aan menslike lof nie, maar aan jou geloof en jou gehoorsaamheid aan God eerder. Wees selektief oor wie en wat jy navolg. Leer jouself die balans tussen publieke sukses en geestelike integriteit. Dat is 'n baie groot verskil. Jy hoor gereeld van Christene wat teen mekaar opstaan en veg. Pastore wat ander pastore sleg sê. Ek sien hierdie week 'n video op TikTok van 'n oomie wat homself as 'n pastoor voorstel. Wat die pastore wat die mense doop so sleg sê. Hy begin weer te sê, hierdie mense wat so doop adverteer, julle sal eendag voor 'n lewende God gaan staan. Ja, ons gaan. Die Here gaan my dankie sê vir elke siel wat ek deur die water getrek het. Ek doen dit nie omdat ek graag wil swem. Ek doen dit omdat die woord is wat ek van my verwag. Hy sê, julle sal eendag voor 'n lewende God gaan staan, weens die onreg, hoor wat sê hy, weens die onreg wat julle aan hierdie mense gedoen het, wat julle gedoop het. Dis nou die onreg wat ons as pastore aan mense doen, wat ons gedoop het. Want, sê hy, ons pastore dink, hoe meer mense ons doop, hoe meer werk die Here. Maar die Here werk nie daar waar mense gedoop word nie, sê. Dan gaan hy verder en hy sê, dis deur pastore se eie insig en menslike begeertes wat ons mense doop voor die voet. My goodness.
Nou wil ek nou weet, wat se begeerte sal ek nou hê? 'n Vreeslike begeerte, 'n eie begeerte om iemand te dood. En ek wil graag weet, hoe kan ons 'n stelling maak dat sê, ons dink dat die Here werk daar waar mense gedoop word, of kos werk hy daar? Jy laat jou nie self doop omdat ek jou forceer nie. Die oomblik as ek saam met iemand in die doopbad instap, dan sê ek vir hom, jy's hier omdat jy die besluit gemaak het. Hoe maak ons die besluit? Geïnspireerd deur die Heilige Gees. Die Gees is die een wat jou oortuig dat dit die regte ding is om te doen. Geen pastoor is die een wat jou oortuig. Hy sê, pastoor is 'n eie insig en menslike begeertes wat ons mense doop voor die voet. Pastoor doop 150 mense en jy sê die Here werk daar by jou. Maar jy lieg, sê hy. Jy is besig om hulle siele hel toe te sleep. Hierdie is die werk van die vyand. Hy sal een mens 'n gedagte gee oor iets en dan hardloop hy daarmee. In plaas daarvan om die Here en die woord van God te raadpleeg, wat doen hierdie oomie? Hy bring verdeeldheid in die liggaam van Christus. Want jy sal nie glo hoeveel mense is daar wat sê, breek dit, pastoor, breek dit. Dis nie nodig om gedoop te word nie. En dan haal hulle hierdie gedeelte aan en sê, die sondaar wat langs Jesus gehang het, is nie gedoop. Ja, hy is nie gedoop. Staan ek hier voor u vanmôre en sê, as jy nie gedoop is deur water nie, gaan jy hel toe? Nee. Maar wat ek wel vir u kan sê vanmôre, as Jesus Christus, die seun van die lewende God, deur die doopwater gegaan, dan beteken dit ek moet ook deur die doopwater gaan. Dan beteken dit ek moet ook deur die doopwater gaan, want hy sê vir ons, wanneer jy jou hart vir die Here gee en jou laat doop, sal jy die Heilige Gees ontvang. So as ek jou deur die doopwater sleep, sleep hom nie jou siel hel toe nie, ek sleep hom hemel toe. Maar kan jy verstaan hoe die vyand besig is om verdeeldheid in die kerk, in die liggaam van Christus te bring? Handelinge 19 vers 3 tot 6, hoor mooi wat sê die woord, en hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarom het ek mooi op die oomie se blad geantwoord en gesê, my oomie, in my Bybel staan daar iewers geskryf, dat 'n Johannes die voorloper van Jesus was. Wat beteken dit? Voorloper beteken ek loop voor. Jesus gaan agter my kom. Hy is die voorloper gewees. En wat het hy gedoen? Hy het mense gedoop, meer as 150, en ek kan jou garandeer, hulle siele is in die hel toegesleep. Want anders sou Jesus se siel ook in die hel gewees het. Want hy is ook hier. Toe Jesus by Johannes kom en vir hom sê, doop my, toe sê Johannes vir hom, Here, ek is nie eens waardig om die skoene vas te maak. En hy sê, doen dit sodat die woord vervul sal word. Wat beteken dit? Ons behoort hierdie doopwater te gaan. Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo aan die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. Toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom. En hulle het met tale gespreek en geprofeteer, terwyl die vyand dit reg kry, dat Christene teen mekaar begin opstaan. Wat doen hy? Hy haal die fokus van homself af. Want kerk, terwyl u en ek besig is om koppe te stamp, staan hy daar een kant. En hy kyk vir ons. Waar ons veronderstel is om eerder weerstand en teenstand te bied teen die vyand en te veg teen die vyand. Nee, ons veg onder mekaar. Die kinders van God. Dis presies wat dit reg. Die vyand sal jou desensibiliseer. Dit is 'n baie mooi woord vir gewoond maak aan sonde.
Dink 'n bietjie mooi. Hoeveel sonde word daar in flieks verheerlik? As ek sê verheerlik is, ons kom daar uit, en ons sê, goedness, het jy gesien toe daai en daai gebeur het? Yes, ja, nee, toe daai en daai gebeur het, was dit die beste stuk vir my gewees. Ons verheerlik die sonde in die goed. Hy sal kom en dit in musiek normaliseer. Doen jouself 'n guns, kerk, en gaan jou favourite song wat jy het, gaan luister 'n bietjie na die woorde, en jy sal skrik waar daar eintlik gesing word, wat jy nie van weet. Ja, die beat is lekker, is 'n lekker song, dit klink lekker, dit klink mooi, maar deur wat en wie is dit geïnspireer? Die vyand kom en hy normaliseer die musiek so, dat jy en ek dit nie eens raak sien, of dit hoor. Komedie, waarvoor ons almal so lekker lag. Ons lag vir hierdie komediante. So tussendeur is daar iets vrot vuil, maar ons lag te lekker. Dis 'n baie oulike fliek hier. Ek het so lekker gelag vir dit. Dis die vyand. Gaan kyk maar, bietjie op Facebook, daar bo op jou skerm, is daar altyd 'n paar videoetjies wat daar wag. Skokkend. Die beeld wat jy sien, al maak jy dit nie oop nie, sodra jy inlog op Facebook, is dit reeds daar. Jy begin, skok dit jou, en nou het jy gewoond geraak. Jy skrol weer verby. Die vyand sal jou identiteit aanval. Hy sal jou laat twyfel in wie jy is, waar jy hoort, en of jy regtig saak maak vir die mense om jou. Hy sal skaamte so hard fluister in jou oor, dat jy nie die stem van God sy liefde kan hoor. En deur dit alles, hoef hy nie eens aan jou te bewys dat hy bestaan. Want sy grootste trik in die boek is om jou te laat glo dat hy eintlik niks met jou lewe uit te waai. Want as jy dit glo, sal jy hom nie weerstaan. Hy sal dit op so 'n manier doen dat dit 'n gewoonte begin word en jy nie agterkom dat hy jou bind met hierdie geestelike kettinge nie. En soos ek vroeër gesê het, ek wil vandag gesels oor iets baie gewoons wat bykans elke mens en selfs omtrent elke kind vandag in sy of haar besit het. En dit is hierdie voorwerp. 'n voorwerp wat alreeds soveel lieflike en verhoudings opgeneem het. Die voorwerp wat nie gesien word vir wat dit eintlik is nie. Iets wat vir ons so gewoonte geraak het, dat ons blind staan teen die realiteit daarvan. En ons teen absoluut geen weerstand daarteen, want ons sien niks van daarmee. Ons sien niks van daarmee. Nou my oorlede moeder het altyd gesê, my kind, oral waar 'n te inkom, is nooit te gewene. Ek kan nog onthou, as ek vir 2 naweke agter mekaar by dieselfde vriende wil gaan kuier, was dit altyd 'n nee. Hoekom? Want sy het gesê, my kind, 'n mens maak nooit 'n oorlas van homself by ander mense. Want jy kry mos nou daai een ou, hy sal ongenooid jou druppel deurtrap as jy nie die brieke aanslaan. Hy wil so graag net wegkom van die huis af, anders gaan sy vrou vir hom dalk vra vir die 40ste keer om die dingetjies wat by die huis gedoen moet word laat doen. En ek wil graag vanmôre vir julle 'n paar foto's wys. Foto's van mense en hoe hulle alledaagse gewoontes gehandhaaf word, sodat jy miskien saam met my sal stem vanmôre dat 'n selfoon iets is wat 'n juk tussen man en vrou, ouers en kinders, en ook kinders
wat kinders behoort te wees, te bring. Maar kom ons kyk bietjie daar op die skerm. Nou hierdie fotograaf het dit nou goed gedink om 'n klomp foto's te vat, waar mense op hulle fone sit en net die foto's, die fone uit te plak uit die foto uit. Kyk net daar. Kyk net daar. Kom ons hou 'n bietjie vas hierso. Wat sien ons hier vanmôre, kerk? Wat sien ons vanmôre hier? Daai 3 seuns weet nie eens die een van die ander nie. Want hy so gefokus op hierdie tablet wat hy vashou, dat hy nie eens weet wat om hom aangaan. Kom ons gaan na die volgende een. Kyk hier. Dis die norm. Dis die norm. Kyk hier. By die etenstafel. Elke een is 'n eie planeet. Hier sien ons dat 2 mense met mekaar sit en al 2 op een voet kyk. Vriende, wat nie 'n woord met mekaar praat. Elke een is besig op sy selfoon. Kyk net hier. Groep mense. Wat is voor ons? Die selfoon. Hier is 'n jong man en 'n jong vrou wat op mekaar se skoot sit. In plaas van in mekaar se oë te kyk, kyk ons op die selfoon. Hier sit ons buite in die natuur, die mooiste natuurskoon voor ons, wat God gemaak het, maar wat doen ons? Ons spandeer ons tyd op ons fone. Ons tyd en ons aandag is op die skerms. En dit, kerk van die Here, is 'n subtiele manier wat Satan gebruik om jou tyd te steel, wat jy aan jou mense eerder kon spandeer. Ironies, kyk net daar. Ons is so lief vir mekaar, huisies, dat jy is liewer vir jou foon as dat jy vir jou vrou is. Want kyk, kom ons wees eerlik vanmôre. Kyk daar. Daar lê jy 'n babietjie. Op hierdie stadium het sy skoon vergeet wat sy naam is. Dis wat ons doen. Kom ons wees eerlik vanmôre. As jy so 5 minute van die huis al weg is en jy onthou, magtig, ek het nie my selfoon nie. Onmiddellik word daai voertuig opgedraai. Gaan terug huis toe, ek kan nie sonder my foon nie. Ja, en ons het dit nodig. Ons is in 'n tyd waar ons 'n foon nodig het. Vir besigheid, vir vriende, vir familie. Maar gebruik ons dit vir die doel wat dit vir ons moet gebruik word. Of misbruik ons. Kyk maar bietjie na die mense. Jy kan nie hierdie foon vir 'n halfuur uitlos. Ek gaan toets dit vanmiddag. Jy kan nie. As jy nog tyd maak vir gebed en jy hoor 'n paar boodskappe deurkom onder gebed, dan kan jy nie vinnig genoeg klaar maak sodat jy by jou foon kan uitkom. Jou studies in verskeie lande wat gedoen is. Daar studies gedoen en hulle dui aan dat volwassenes tussen 80 en 150 keer per dag hierdie selfoon optel en kyk na. Dit is 'n ander land. Jong mense tussen die ouderdom van 18 en 24 kan selfs 200 keer per dag daarvoor optel. Dan sluit dit nou alles in. SMS'e, WhatsApp's lees, sosiale media, notifikasies nagaan, e-poste, kort oproepe of alarms kyk. Maar wat is dan fout daarmee as ek dan 100 keer per dag my foon optel? Wat is nou fout daarmee as ek so baie aandag aan my foon spandeer? Dis ongeveer 1 keer elke 10 tot 15 minute oor 'n dag terwyl jy wakker is, moet jy daai ding optel om te kyk na. Dink bietjie. Jy het niks gehoor deurkom. Oor daar niks deurkom.
Is dit nie wat ons doen? Dis 'n gewoonte. Dis 'n geestelike ketting wat jou bind, jy weet nie eens daarvan. Jy sal hier sit vanmôre en steeds vir jouself vertel, maar my foon is nie vir my 'n probleem nie. So kom ons kyk 'n bietjie na die impak van hierdie op die mens. Hierdie hoë frekwensie kan lei tot 'n hele paar negatiewe fisiese uitwerkings. En ons praat nog nie eens van geestelike uitwerkings. Nommer 1, daar's 'n paar, maar ek het bietjie uitgebrei op aandagverlies. Dis 'n probleem. Moderne selfone is ontwerp om jou aandag te gryp. Notifications, sosiale media, e-poste, boodskappe en nuus hou jou brein konstant besig. En elke keer as jy jou selfoon optel, word jou fokus van die primêre taak afgetrek waarmee jy besig is. Dit lei tot frekwente afleiding. Selfs al neem jy net 'n kort sneak peek, jou skerm trek dit jou aandag af. Dit beïnvloed jou brein. Multitasking illusie. Ons dink ons kan veel doen, maar breinnavorsing wys dat elke keer as jy van 'n taak af wegkyk na jou selfoon toe, skakel dit 10 tot 15 tot 25 minute, maar dit gaan vat voordat jy eens weer volledig kan konsentreer op dit waarmee jy besig was. Dopamien afhanklikheid. Notifikasies gee kort beloningsgevoel. Dat jou brein aanleer om voortdurend jouself te nagaan. Korttermyn geheue effek. Gereelde onderbrekings maak dat dit moeilik is vir jou om inligting te behou en diep te begin dink. Die praktiese gevolge daarvan is, jou werk of studie neem langer omdat die fokus nie gehou word. Kreatiewe denke word onderbreek en probleme word slegs oppervlakkig opgelos. Gesprekke met ander mense lei daaronder. Omdat aandag voortdurend verdeeld is. Emosionele ervaring word vlakker. Ons geniet minder omdat ons deel van ons aandag op die selfoon gemik is. Ek het eendag my makelaar by my huis gehad. En wat hy daai dag gedoen en gesê, moet ek sê, het my nogal diep geraak. Ons het om die tafel gesit en ons is besig om sekere dinge te bespreek. En die volgende oomblik lei sy voor. En hy vra my om verskoning. Hy sê want ek vergeet om sy foon op silent te sit. En ek uit my ordentlikheid sê vir hom, Johan, jy kan gerus die foon optel. Weet jy wat sê daai man? Nee. Dis bitter ongeskik om jou foon op te tel. En hy noem die volgende, hy sê dit is so goed, soos as ek begin praat met jou en iemand anders op sit. Hy draai sy foon sy skerm op, hy sit hom op silent en sit op die tafel. Vir die volgende halfuur wat ek en hy gepraat het hy nie vernodig vir sy foon gekyk. Wie van ons het dit al probeer? Wie van ons het dit al probeer? Gesprekke met ander mense lei daaronder, want ons aandag is verdeel. Geestelike en emosionele perspektief. Aandag is 'n vorm van beskikbare geestelike energie. Die Bybel praat dikwels oor ons hart en gees wat gefokus moet wees. Deur selfone word mense dikwels gevang in die oppervlakkige vermaak en sosiale bevestiging, wat geestelike refleksies en innerlike rus verminder. Jy kan vir my sê wat jy wil. Wie van ons spandeer soveel tyd aan die woord van God, soos wat jy aan jou foon het? Wie? Niemand. Die Bybel praat daarvan.
God gee rustyd en stilte, maar konstante selfoongebruik kan maak dat daar die geestelike stilte en fokus verhoed word en belemmer. Ek wil graag vir julle lees Matteus 6:25 tot 34, waar ons kan sien dat God vir ons hierdie rustigheid gee. Daarom sê ek vir julle, julle hoef julle nie te kwel nie, moenie julle kwel oor môre, oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure. En tog voed die hemelse Vader. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. Ek sê vir julle, self Salomo en al sy heerlikheid nie bekleed kan wees soos hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek? Want na al die dinge soek die heilige, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwel. Dit is die wonderlike berusting wat God vir ons gee as gelowiges. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar voorbeelde van aandagverlies in die daaglikse lewe. Jy probeer lees, maar kyk elke paar minute na jou WhatsApp. Jy werk aan 'n projek, maar Twitter en TikTok is besig om hier te werk in my kop. Steel my aandag. Jy sit saam met familie en vriende, maar jou gedagtes is by jouself en die notifications probeer. Hoe kan ons maak om hierdie ketting van aandagverlies te verby? Nou kan ek vir raad gee vanmôre. En ek wil die challenge vanmôre daarop. Ons is almal skuldig hier. Daarom sê ek baie vir die kerk, as ek hier staan en ek bedien die woord, bedien ek dit nie net tot u nie, ek bedien dit tot myself. En ek het gister, terwyl ek besig is om voor te berei, terwyl die Gees my inspireer, en die Gees vir my sê dat ek moet praat oor hierdie stukkie ewel, het ek besluit, net dan, van nou af, bly jy op die tafel. Bly daar op die tafel en ek dink nie eers daaraan nie. En as ek dink daaraan om sosiale media te gaan, dan sê ek vir myself, nee, dit is nie nodig. Stel spesifieke selfoonvrye tye in. Met ander woorde, sê vir jouself, gee vir jouself tye waarop jy jou foon sal gebruik. Skakel die onnodige notifications af. Jy het nie nodig om 'n Facebook notification te hoor. Jy het nie nodig om 'n TikTok of 'n Twitter notification te hoor. Jy het nodig om jou SMS, jou WhatsApp en jou e-pos notifications te hoor. As jy dit gebruik vir werk. Gebruik apps wat jou gebruik meet en stel vir jouself 'n limiet. Oefen bewuste teenwoordigheid of mindfulness, soos die Engelse sê, en fokus op een taak op 'n slag. Beskou jou tyd as 'n geestelike hulpbron. Nie alles benodig onmiddellike reaksie nie. As hierdie ding sê, oei, hoef jy nie te spring nie, maar tog doen ons. Jy kan waar wees
Broer, as daai ding sê, oei, dan breek party mense amper hulle heupe al by my toe. Ek het eendag gehoor 'n ou sê, hulle het loadshedding gehad, die krag was af en gelukkig was almal se foon se batterye pap. So niemand kon skrol en die foon is 'n skermskyk nie. En hierdie man sê, hy en sy vrou sit toe nou daar by 'n ou kersliggie. Die kers aangesteek en hulle sit daar op die tafel. Eers is beide van hulle doodstil. En hulle luister nou maar na die naggeleide hier buite. Sit en wag vir die krag om terug te kom. Maar dis mos iets wat ons gewoond is aan. Ek is gewoond daaraan, as ek hierdie ou knoppietjie druk, dan is daar lig. Ek is gewoond daaraan, as ek hierdie ou knoppietjie druk, dan kan ek sien wie het my gesoek en wie het my nie gesoek nie. En terwyl hy en sy vrou so lekker sit, begin hulle eventually met mekaar gesels. Daai man sê, ek en my vrou is nou al 12 jaar getroud. Magtig, ek het nie geweet sy so ongenaamd nie. Die eerste keer in 12 jaar wat hy geforseer is om sy vrou in die oë te kyk en met haar 'n gesprek te begin voer. En eers daarna kom hy agter dat sy is eintlik nie so werk. Sy is eintlik 'n aangename mens om mee te praat. 12 jaar. Ons lag nou daaroor, maar dis die waarheid, kyk. Is ons nie maar almal vasgevang in die geestelike kettinge van die vyand? Dink bietjie daar. Ek is nie skaam om dit te sê, maar ek gaan werk maak daarvan. Ek het baie beraad. Dan sit ek op die stoep op die plaas. Dan loop daar 'n paar rooi bokkies daar onder en hulle eet en hulle wyn. Dan sit ek kyk op vir my voet. Dan sê ek vir myself, hoeveel mense sou nou wat wil gee om hier te kon sit en die natuur te kon bekyk. En hier sit ek en ek skraal op die. Dis wat ons doen. Hoeveel van ons getroudes sit langs mekaar op die sitkamerbank of op die stoep. Al waarna ons staar is hierdie skerm. Nou vriend, die gaan net so. As jy mooi kyk, kan jy die streep sien daar. Die streep is nou al permanent daar. Wat doen ons? Skrou. Ek weet nie as ek my vrou daar is. Die arme hond krap hier onder hom op jou skoot te lê, nie eens die kry aandag. Want ek is so besig, my aandag is so gefestig op hierdie gewoonte dat ek kyk maak van niemand. Sommige van ons sal dalk stry door die dood toe. Want die gewoonte is so lank al met my dat ek absoluut niks fout sien daar. Nou wil ek u weer herinner aan die foto's wat u gesien het. Ons het al hoeveel keer gaan sit bietjie in 'n restaurant en dan kyk jy, is daar 'n familie saam op tafel sit. Waarmee is hulle besig? Dis gewoonlik dalk net die oupa waar daar sit en dan maar hier rond kyk. Kyk maar almal wat verbyloop en wie gaan hier en wie gaan daar. Want die res is almal op hulle foon. Die gewoonte is al so lank met ons dat ons niks fout daarmee sien. As jy kyk en dink na hierdie foto's, sal jy 'n ma sien wat staar na 'n leë hand terwyl haar kind langs of voor haar sit en sy eerder met hom of met haar met oogkontak. Jy sien paartjies wat langs mekaar sit wat geen aandag aan mekaar gee. Niks. Hulle sit by mekaar, maar is eintlik wêrelde uit mekaar. Jy sien mense by 'n braai staan en lag, maar nie een van hulle tel hulle koppe op om mekaar in die oë te kyk.
Jy sien 'n pa wat sy foon vas in plek daarvan om sy kind se hand vas. Sien mense in restaurante sit, die hele familie bymekaar. Elkeen met 'n selfie. Elkeen van hulle se aandag is so vasgevang op hierdie skerm, dat hulle nie vir 'n oomblik tyd maak om met mekaar te gesels. Met dit gesê, word daar gesê dat Suid-Afrika natuurlik weer die nommer 1 is. Ons is ons voor in baie dinge, nie net in rugby nie. Prys die Here, dis dan een goeie ding waarin ons voor is. Ons is voor in die land wat die minste krag ook het. Al wat die besigheid in die huis is, het al solar opgesit, maar die Here weet hulle kan nog nie krag supply. Ons is voor in alles. Ons is so voor, hulle sê ons is die beste SAP in die wêreld. Want daar waar daar gesteel is hulle heel eerste. Die ou wat wou kom steel het kom tweede. Ons is eerste met alles. Ons loop voor by verre. Soveel soos dat Suid-Afrikaners ten minste 9 ure en 24 minute per dag op die fokus van jou. Koppe gebuig en harte vasgevang agter die beskermers, sonder om enige notisie te neem van dit wat onder aangaan. As dit nie 'n subtiele manier is van die vyand om jou tyd te steel, dan weet ek. Mense sit in die sitkamer, die liggaam is teenwoordig, maar die hart en siel is vasgevang in die skerm waarna jy kyk. En so kry die vyand dit reg dat hy hierdie spesiale oomblikke wat jy kon gehad het met jou mense mis, net so. Oomblikke wat jy nooit weer sal terugkry. My pa is nou November 5 jaar lang oorlede. Dit voel soos gister. Maar dit is al 5 jaar. En terwyl ek besig is met hierdie voorbereiding, sit ek daar en ek besef hoeveel keer, en die Heilige Gees herinner my hoeveel keer het ek by hom gaan kuier, waar hy agter die tafel sit en vir my kyk en ek so skuins op 'n stoel sit en fokus op my foon. Die tyd wat ek kon gebruik het om eerder in sy oë te kyk en met hom te gesels, gebruik ek om op Facebook te skryf. Terwyl ek voorberei, besef ek hoeveel oomblikke, hoeveel kwaliteit tye het ons gemis as gevolg van die gewoonte van die vyand in my hand te trek. Dink bietjie aan die tye toe daar nog nie selfone was. Vandag kry jy nie iemand wat badkamer toe gaan sonder hierdie ding. Ek kan onthou 'n paar jaar terug voor daar fone was, wat het jy gelees? Wat het ek gelees? Ek het daai air freshener blik van bo tot onder gelees. Ek het oor die nommertjies hier onder die barcodes, die you name it, ek het alles gelees. Elke keer as ek daar gaan sit, dan lees ek die air freshener blik. Dit klink stupid, né? Maar vandag kan jy nie badkamer toe gaan sonder jou foon. Hy moet saam. Jy het al klaar gesit en dan onthou jy my foon, dan trek jy sommer weer af. En dan eers gaan van die foon gaan haal. Hè? Is dit nie wat ons doen nie? Dis wat ons doen. Kinders is buite speel. Hulle wou buite speel. Vandag stop ek eerder 'n foon in sy hand en sê hou jouself besig. Men weet dat ek presies doen wat die vyand wil hê. En raai wat? Hy het nie eers nodig om 'n vinger te verhoor nie. Hy het klaar alles vir hom gedoen. Sonder hierdie ketTINGS of hierdie selfone was die lewe eens so vol gewees.
Mense het gesprekke gehad met mekaar. Mense het diepte gehad in hulle gesprekke. Lag was eg gewees en oogkontak was 'n verbintenis tussen familie en vriende. Waar vandag, wanneer jy in gesprek is met iemand en die persoon kyk jou stip in jou oë, dan raak jy sommer ongemaklik. Hoekom? Want jy is nie gewoond daaraan. Liefde het nie 'n Wi-Fi password nodig gehad nie. Dit gaan al so ver dat mense nie na plekke toe wil gaan waar daar nie selfoon opvangs is. Ja, gebruik ons so gelieflik in die verskoning, maar wat is die kinders moet nodig? Sies toch. Geef hulle die ontvangs by die lotse nommer, dat hulle jou daar in die hande kan kry as dit nodig is. Ek kan nie by 'n restaurant gaan sit, ek loop verby 10 restaurante en dan sien ek hierdie en sê free wifi, ja, hier gaan ons eet. Want ek moet my foon gebruik. Ek moet. Die mens is so behept en vasgevang met sosiale media, dat dit amper onmoontlik raak vir ons om daar sonder te leef. Toe ek 'n kind was my grootste straf, want ek het met my sommetjie nog gaan swem nie. As jy vandag 'n kind wil straf, of vat jy jouself weg, moet jy, vat hom vir 'n week weg, dan begin hy rukking skryf, hy kan nie sonder die ding. Dis die waarheid. Hy kan nie survive sonder die gemors nie. As ek vandag vir u moet vra, in wat se skool was jou vrou, en van watter sport het sy presteer, wat sal die antwoorde wees? Kom ons Google gou. Want jy weet nie. Wanneer laas het jy werklik gesit en jou vrou in daai mooi oë gekyk en met haar gesels? Ons doen dit nie. As ons gesels ons oor WhatsApp, as ons van mekaar weg is. Maar as ons by mekaar kom, dan moet die foon in die hande wees. Die gesig op die skerm. Ons praat met mekaar terwyl ons skrou op sosiale media. Dan gaan ons nog so ver om te sê, ons praat oor iets. Yes, check gou hierso, check gou hier. Jy onderbreek die gesprek wat julle het, want jy wil net check gou hier. Jy sien, dis wat ons doen. Ons staan niks fout daarmee. En dis wat die vyand doen. Das mos niks fout daarmee. As daardie video jou so fascineer, kerk, wil ek jou vra, het jy ooit 'n woord gehoor wat jou vrou vir jou gesê het? Nee. Die gebruik van selfone lei nie net tot aandagverlies nie. Dit lei ook tot afleiding by jou werk, selfs jou studies, slapeloosheid of swak slaaproutines en verder ook verhoogde stres of angs. Buiten dat selfone ons tyd steel van ons geliefdes, hou dit jou so besig dat jy nie meer by God het. Wanneer die gebruik van selfone of tablets ongecontroleerd word, begin dit tyd en energie steel wat andersins aan God bestee word. En die effek daarvan is op ons geestelike lewe. Wanneer gebed en stil word, wanneer ons aandag so verdeeld is, word dit so moeilik om tyd in gebed of meditasie deur te bring. Dis niks anders as geestelike ketTINGS. Dit verswak jou vermoë om Bybel te lees. Konsekwente afleiding lei tot oppervlakkige leeswerk en minder diepte en begrip in dit wat jy lees. Verminderde fokus en aanbidding, selfone steel ons teenwoordigheid en ons harte van God af, selfs in kerk of huishoudelike aanbidding.
Kom ons wees eerlik vanmôre, as jy nie in hierdie aanbiddingsentrum instap, en net voor jy hier ingestap het, is jy op soek na jou foon, jy het hom iewers gemisplaas, gaan dit jou pla, terwyl jy hier sit. Jy gaan die hele tyd daaraan dink, waar het ek my foon gesit? Hoop tog net op hemelsnaam jy het hom verloor. Lyk soms sê jy dat hoop net op hemelsnaam ek verloor nie my siel, terwyl ek besig is met die gewoontes van die vyand. Dit is goed wat ons so plan. Eintlik moet ons verhouding met die Here ons so begin. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die Bybelse perspektief omtrent hierdie. God vra ons om ons aandag doelbewus op hom te rig. Psalm 46 vers 11 sê, laat staan en weet dat ek God is. In die Engelse sê dit so mooi, be still and know that I am your God. Jesus het dikwels alleen stil geword om te bid. Sy voorbeeld dat ons vandag hierdie patroon kan navolg is. Markus 1:35 sê, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Wie van ons doen dit? Wie van ons het daai kamer waar ek heen stap, waar die hond nie eers welkom is, want tot die trek jou aandag. Veral myne. Goodness. Doen ons dit? Nee, ons doen dit. As ons dit doen, my foon gaan saam. O ja. Hierdie foon is vas aan my ketting. Lukas 5:16 sê, maar hy het hom in die verlate plekke teruggetrek en gebid. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, ons tyd is 'n gawe van God. Dit behoort wyselik gebruik te word. Nie net vir digitale vermaak. Hoor my mooi vanmôre, ek sê nie vir u dat ek die duiwel sien en alles vanmôre nie. Die duiwel is net hier as ek hom toelaat om dit te wees. Gecontroleerde gebruik van hierdie ding is geen fout nie. Maar ons probleem is, ons kan nie genoeg kry daarvan. Efesiërs 5 vers 15 en 16 sê, pas dan op, dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Waar skiet die Here ons? Hier sê die Here vir ons, koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Wat is die gevolge daarvan? Ongesonde selfoongebruik kan lei tot geestelike honger, omdat ons innerlike stilte en kontak met God verloor. Dit versterk oppervlakkigheid. Ons is vinnig tevrede met klein digitale impulse, maar mis die diepte van 'n geestelike gevoel en groei. Tyd wat verdwaal op die selfoon kan ons verhouding met God verarm en ons fokus op die ewigheid afbreek. Wat kan ons doen om ons tyd aan God te beskerm? Weereens, stel spesifieke selfoonvrye tyd vir gebed, Bybels en refleksie. Maak seker dat jy 'n tyd instel waar jy met God sit, tot God bid en die woord van God bestudeer. Skakel al die onnodige notifications af. Gebruik jou selfoon bewustelik. Dit moet dien, nie jou aandag steel. Begin die dag met God en nie met jouself. Onthou, ons tyd is 'n gawe, dit behoort aan ons deur God se genade. Ons behoort dit verantwoordelik te gebruik. Kan ons vanmôre verstaan dat ongesonde selfoongebruik steel nie net jou tyd nie, maar verarm ons geestelike lewens. Om bewus te wees van hierdie tyd steel, help ons om meer doelbewus aan God te spandeer. Stil te word en geestelik te kan groei. Selfone en sosiale media het om uit ons harte te praat verander na om deur die skerms te praat. Selfone het die teenwoordigheid van mense kom steel. En dis hierdie teenwoordigheid wat gesteel is,
tyd wat gesteel is, wat jy nooit weer sal opmaak. As jy jou oë uitvee, is jou lewe verby. Jou kinders is groot en jy is oud. En daai eendag sal jy wens om weer oomblikke te kan terugkry. Daai oomblikke waar ons kon kuier, lag en gesels. Die oomblikke waar ons in mekaar se geselskap kon wees, mekaar in die oë kon kyk en diep gesprekke kon gaan. Terwyl elkeen op sy eie vasgevang was deur die skerm van sy selfoon en geen notisie geneem van die mense om. Alhoewel die hele wêreld selfone het, moet ons maar versigtig wees vir baie ander gewoontes. Daar's ander dinge ook in ons lewens wat deur gewoontes ons kwaliteit tyd met God en met ons geliefdes kan steel. Selfs dinge soos stoppertjies. Party van ons het die gewoonte om elke donderdag aand by Kyk en Boel te gaan sit. Ek het vir 'n maatskappy gewerk waar management 'n instelling gehad het. Elke donderdag aand kry ons mekaar 7 uur by Kyk en Boel. En daar syp ons tot my verf afval. Dis elke donderdag aand. Wat is dit? Dis 'n gewoonte. Dis 'n gewoonte. Jy weet, buig of bars. Donderdag aand weet ek waar's ek. Party van ons het die gewoonte om elke Saterdag mense oor te nooi. Maar maak nooit tyd vir jou eie mense op Saterdag. Party van ons speel online games tot 2, 3 uur in die môre. En wanneer ek moet opstaan om kerk toe te gaan, is ek te moeg. Speel games, ek maak nie tyd vir my vrou en kinders. En daar is nie meer tyd vir hulle. Selfs slaap kan een van die ketTINGs wees waarin jy gebind word. Ure in die mall spandeer. Flieks en TV kyk. Speletjies, partytjies en sport. Ek weet van manne, broer, dat ek maar eerder nie oor golf praat nie. Kom ons kies iets anders. Formula 1. As daai Formula 1 opkom, jy kry jou nie van daai bank af. Daai bank is al 'n gat ingelê. Die huis kan vergaan. Kyk eers Formula 1. My aandag is so gefokus op hierdie ding. Goed, dis ek wonder is daar 'n verhaal van Christus so lank op die troon was of hy ook daar is. Sou. Party is motorfietsry, ander is golf. So gaan dit aan. Lewe word gesteel deur hierdie gewoontes. Dis ketTINGs wat vyand gebruik om jou vas te bind. Jy word vermaak deur al hierdie gewoontes wat Satan gebruik. En jy sien geen probleem. Ek wil graag afsluit met die volgende. Die eerste ding wat ons moet doen, is om te erken dat my gewoontes my tyd steel van my mense en van my God. As ons dit kan erken, is ons al 'n stapie nader. As jy nie kan erken dat een van hierdie gewoontes 'n wig tussen jou en God ingooi, tussen jou en jou mense, gaan die vyand hierdie bande al sterker en sterker maak, totdat jy op 'n plek kom waar dit feitelik onmoontlik voel daarvan los te bly. Ek dank die Here dat hy die chainbreaker is.
Ek dank die Here dat hy die chainbreaker is. Dat daar geen band of ketting te sterk is vir ons God om te breek. En dat ons vandag kan sê, Here, hierdie is waarmee ek sukkel. Ek sukkel, want ek is so gewoond daaraan, dat hierdie stukkie apparaat elke dag saam met my moet wees. As ek ook nie teen my voel, hier in my denimbroek nie, dan voel ek naak. Ek voel of ek sonder klere rondloop. So gewoond is ek aan myself. Ek sukkel met hierdie gewoonte, Here. Ek bid vanmôre dat die ketting sal breek vir my vandag. Dat U my sal help om te veg teen hierdie gewoontes, wat ek weet tot 'n nadeel is vir my verhouding met God, as ook met my mense, my man, my vrou, my kinders, my familie en my vriende. Ek sukkel daarmee. Kom ons vra vir die Here om ons te help vanmôre. Vader, ek dank U vanmôre dat ons vanmôre 'n pik en 'n graaf kan. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre, dat ek heel eers erkenning kan gee dat daar gewoontes in my lewe is wat besig is om my te beroof van kwaliteit tyd met U en met my mense. Maar ek dank U ook vanmôre dat ek weet ek aanbid 'n God wat geen ketting te sterk is om te breek vir hom. Daarom bid ek vanmôre, Vader, net daar waar ons sit vanmôre, kom ons gee vanmôre hierdie kettinge vir die Here. Noem net vanmôre daar waar jy sit, hierdie gewoontes, hierdie slegte gewoontes wat ons het, wat ons tyd so steel van die Here en van ons mense af. Gee dit vanmôre vir die Here, sodat die Here hierdie kettinge, hierdie juk van Satan kan breek vanmôre in die naam van Jesus. Here, ek bid dat U ons as 'n gemeente sal help, dat ons weer sal terugkom by die plek waar ons mekaar in die oë kan kyk en tyd aan mekaar spandeer. Waar ons eerder 'n draai sal loop, al is dit net in die tuin en hande vashou, wanneer laas het ons dit gedoen, Here? Dankie, Here. Dankie dat U vanmôre ons oë kon oopmaak. Dankie dat U ons vanmôre kom herinner het aan iets, Here, wat ons so gewoond aan geraak het, dat dit nie meer vir ons 'n probleem is. En dat ons vanmôre opnuut kan besef dat dit wel 'n probleem is. Vader, Here, die nommer 1 ding wat ons altyd vir onsself moet vra is, beïnvloed wat ook al ek doen, wat ook al ek aan dink, waarmee ek myself besig hou, my verhouding met God. Dis die vraag wat ons vanmôre vir onsself wil vra. Daarmee saam bid ek, Here, dat U vanmôre bande breek oor hierdie gehoor. Ek bid vanmôre dat elke ketting gebreek sal word oor hierdie gehoor, insluitend in my eie lewe. Bid ek vanmôre, Vader, want ek weet vanmôre ek aanbid die God van Jakob, Isak en Dawid, die God wat vanmôre vrymaking en losmaking en elke band kan breek in die naam van die Here Jesus. Ek spreek lewe op lewe oor hierdie situasie, Vader. Ek weet vanmôre dat die vyand nie baie gelukkig is met hierdie woord wat uitgegaan het. Want hierdie is iets wat hy op so subtiele manier gebruik, wat ons so gewoond aangeraak het, Here, dat dit nie vir ons meer 'n probleem is. En vanoggend sien ons dat dit wel 'n probleem is. Dankie, Here, vir elke band wat U breek vanmôre. Dankie, Here, vir elke gewoonte wat U vir ons uitwys vanmôre deur die Gees. Waarom ons moet werk
En ons weet, Here, dis nie altyd so maklik nie. Ons weet vanmôre, Here, dat ons kan nie altyd net onmiddellik, op slag van iets ontslae raak nie. Dit vat tyd, maar ek bid in die naam van die Here, dat U met ons sal wees, dat U ons sal help, Here, dat U ons sal herinner, Heilige Gees, elke keer, wanneer ons in 'n gesprek sit, en ons foon in ons hand vat, dat die Gees van God ons sal vermaan. Elke keer wanneer ek in my binnekamer ingaan om te bid, en ek wil my foon saamvat, vermaan my, Here. Spreek my aan, Heilige Gees. Want ek weet, wat is die regte ding om te doen, maar steeds nie dit. Ek bid, Here, vir U hulp vanmôre, want sonder U, Here, is dit onmoontlik om die vyand teen te staan. Maar Here, ek dank U dat U in die woord sê dat groter is hy wat teen my wat in my is as hulle wat in die wêreld is. O, dankie Here daarvoor. Dankie dat ek weet vanmôre daar is niemand groter en sterker as my God. Dankie Here vir die woord wat sê vir hulle wie God liefhet, wat alles weet en goed. Dankie vir die woord, Here, wat sê ons krag lê in Jesus. En in Jesus Christus is ons tot in staat tot alles. Ek eer U vanmôre, Here. En ek bid dat U Gees vanmôre die naprediker van hierdie woord sal wees. En dat ons werklik waar 'n punt daarvan sal maak. Om God eerste te stel. Om meer tyd aan U te spandeer. En minder tyd aan my gewoontes. Dat ons hierdie balans sal regkry in ons verhouding met God en met ons mense. Dis my gebed vanmôre. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek dank U, ek loof U en ek prys U.